Ek dink 'n ou het genoeg tyd nodig om oor 'n spesiale persoon soos meneer Wesley Pretorius te praat. Wesley het by ons begin en homself onmiddellik gevestig en bekend geword vir iemand wat dit wat hy moet doen, baie goed doen. Hy is baie deeglik, hy is baie sorgvuldig. In die sake wat hy aanpak, doen hy dit met absolute oorgawe. Die feit dat hy soveel respek vir sy kollegas het en dat hy die seuns en die dogters met soveel respek hanteer, maak net van hom 'n baie spesiale persoon. Ek dink ons skool is regtig bevoorreg om iemand soos Wesley Pretorius op ons personeel te hê en ons wens hom alles van die beste toe. Ek is nou vir 16 maande in Nori. So nie baie lankie, maar dit voel of ek al lankal tuis is hierso. Ek het al 'n paadjie gestap. Ek was by Hoërskool Alberton gewees, ek was by Hoërskool Bastion en by Hoërskool E.G. Jansen gewees. So dit het my 15 jaar al opgemaak waar ek nou is, ja. Ek dink ek het die grondpaaie geloop. Maar ek is dankbaar daarvoor. Ek weet ander mense is al klaar daaroor. Ek is dankbaar daaroor. Dit het my baie lesse geleer. Awesome mense ontmoet op my journey tot by Noordheuwel, maar ek voel ek is nou op daai plek waar ek so kan gaan, okay, bou vir nou 'n naam hierso. So ja. Wesley, maar dissiplinehoof dis 'n moeilike werk, want jy werk heeldag met behalwe met dissipline, ook met ander uitdagings wat tieners het. Is dit nie vir jou partykeer, is jou dag nie partykeer negatief nie? My dag is die hele tyd negatief, maar ek put genot uit om kinders te help. Baie van ons sake is maatskaplike goed ook. So die dissipline probleem eindig by waar jy 'n kind kan help. Jy kom agter die kap van die byl uit. So dis wat die mooi ding daaroor. So ek put my genot nie uit om iemand te straf nie, om iemand se seer te probeer help, of is daar probleme by die huis, het hulle kort hulle 'n paar tekkies of kort hulle 'n broodjie. En partykeer was ek net stout. So ek kyk nie net na die stout nie, ek kyk na die mens agter dit. So ek dink my resep op die oomblik werk lekker, want ek probeer almal soos 'n mens hanteer. En as er 'n uitstaat moet hy eintlik voel, okay, ek was nou in die moeilikheid, maar ek is gehelp. Ja, en meer het my gehelp. As jy vir vandag se tieners 'n boodskap kan gee, wat sal jy vir hulle sê? Nagevolge. Face dit, vat dit. En dis hoe ek my aanslag probeer verander van, jy was nou stout, nou gaan jy pak kry, teen, okay, jy het nou hierdie gedoen, dis fyn, dis verby. Ons volgende ding is, hoe gaan ons dit regmaak? Ons gaan hierdie en hierdie doen, dan gaan jy 'n beter mens wees. So dit is my uitgangspunt, is konsekwensies, soos die Engelsman sal sê. Ek dink dit het weggeraak in ons samelewing en ons wette en al daai goed. My boodskap vir 'n tiener, net maklik, eenvoudig, as jy suksesvol wil wees in enigiets, face jou konsekwens. Dis vir my die groot ding. Maar ek dink ook die kinders sien jou as iemand, hulle is nie bang vir jou nie, hulle het respek vir jou en hulle weet jy's regverdig. En ek dink dis nogal belangrik vir tieners, regverdigheid, né? Onthou, ons dink tieners is nie slim nie. Hulle is emosioneel baie ingestel en fyn vir daai tipe dinge. So die oomblik as jy begin, jy weet, net die rugbymanne, hulle kan wegkom of net dit ek is dieselfde. So ek moes al familielede gebel het in die Wesrand, want dit is nou maar klein, jy weet. Of jy sê hy neef of swaar of broer, jou kind is hierso, dis die oortreding en hier is die straf. En ek dink is waar wat jy sê, die konsekwentheid. Dis die groot ding. Dis die geheim. En dit is verskriklik moeilik, want jy weet, jy het 'n stel wette wat wit en swart is, maar elke mens wat voor jou sit is anderste. Nou, dit voel jy partykeer, jy weet, ek het maar 'n pa hart, ek is ook 'n pa, nou gaan ek so, dis nou vir my, dis my moeilik, maar die aand as ek my bed lê, gaan ek so, okay, dit was die regte besluit. Maar Wesley, as ek nou voor jou sit en ek begin te huil, jou hart gaan sag word. Gaan dit nie? Nee, dit word sag. So ek kan nie vir jou sê ja, ek is emosieloos of dit pla my nie. Baie van hierdie goed vat ek saam met my huis toe en ek worstel daarmee en ek dink en ek bid en ek vra my vrou of ek bel 'n ou mentor in die onderwys. Ek sê, hoe sou jy hierdie? So ek probeer my ouma se raad volg bietjie in terme van gaan slaap oor dit. So baie keer sal mense by my kantoor instorm en dis hals oor kop aan. Haal asem, vee die traantjies af, vat 'n tissuetjie, vat 'n slukkie water. En dan vat ons dit van daar. Want as ek optree in daai oomblik, dan maak ek die fout. So jy weet, let it breathe. Wesley, jy is ook 'n konstante mens. So dit wat jy sien is dit wat jy kry en ek dink die personeel sien dit van jou en ook die kinders. Ja, ek dink dit kom natuurlik vir my. Jy weet, dis nie nou toe ek nou gehoor het, okay, ek is nou dissiplinêre hoof, ek moet nou hierdie groot verandering maak in my lewe nie. Ek het gaan wel, dis eintlik net wie ek is. Konstant. Dis dalk vir my vrou is anderste.
my kinders en mense naby my, maar ek dink nogals ek is 'n konstante ou. Dit maak my werk makliker. Want ek hoef nie elke dag op te staan en so gaan, okay, ek moet nou die masker opsit en ek moet nou hierdie groot game speel en in 5 uur kan ek weer die masker afhaal nie. So dit maak my werk makliker omdat dit meer natuurlik is. Ek weet jy's ook 'n pappa van 2 dogtertjies, so vertel vir ons, hoe draai hulle jou om jou pinkie, want ek weet hulle doen. Heeltemal, 100%. Hulle kry dit reg, en ek dink is ook goed so. Ek glo nog steeds in 'n paar ou skool dinge, so ek dissiplineer hulle by die huis en die boutjies brand maar nou en dan, of time out of hierdie en daar, hulle het unieke persoonlikhede, wêrelde uit mekaar uit. Maar definitief, ek laat dit toe. Ek sê vir jou eerlik. Ja, ek kan nogal dink jy laat dit. Dis my lekker. Dis my regtig lekker, is deel van pa wees. Ek dink jy daai, jy weet, ek praat, weet my generasie of dalk julle generasie wat sê, ek kan nooit met my pa gaan praat het nie, of ek moes my hele lewe worstel met hierdie ding wat by die skool gebeur het of iets. Dit bestaan nie by my nie, of ek hoop nie so nie. So, weer eens is 'n balancing act, dink ek maak ook foute as 'n ouer, maar definitief, pinkie draai, hulle doen dit. Julle as gesin, wat doen julle, wat vir julle lekker is? Partykeer wil ons net niks doen nie. Dis ook partykeer briljant, maar ons is 'n aktiewe familie, ons hou van om goedjies te doen, ons hou van die buitelug, ons hou van stap met die hond, ons hou van oefen, ons hou van lekker eet, lekker kuier, weet, ons hou daarvan om te lewe, voluit te gaan. As iemand nou sê, ek onthou Wesley, waarvoor sal jy onthou word eendag? Dat ek hulle soos 'n mens laat voel het. In die moeilikste situasie wat jy kan kry, om soos 'n mens te voel. Want ek dink dis wat jy onthou nie presies die woorde nie, maar as ek jou nou roep en ek sê vir jou en ek wys vir jou foto's van 10 mense van jou verlede, dan onthou jy hoe jy gevoel het. En dis graag ek wil so onthou word. Baie streng, moeilike ou, so en so, maar hy het my laat voel soos 'n mens. Dit is my grootste wens heeltyd, want ek werk altyd met iemand se kind. En dis my uitgangspunt. Ek probeer, hoe sou ek my kind gehanteer het? So, ja. 'n mentor, wie is jou mentor? Ek het 'n klomp, as ek hulle almal gaan noem, gaan ek 'n paar name vergeet, maar daar's 'n snaaks genoeg, daar's 'n dame in die onderwys. Almal het 'n proffie of 'n hoof of iets. Daar was 'n dame gewees, Elmarie van der Vyver. Sy was 'n kollega van my by Bastion. Sy het my ontmoet in my 20's, toe ek nog net alles wou uitmekaar uitstorm in drangjare. Sy het vir my die fynere kunsies van die skool geleer. So ek sal, vir dit is ek nou nog dankbaar. Ek raak amper bewoe as ek aan haar dink, maar jy weet, sy is nog in die Wesrand. So ja, sy gaan lag as sy dit hoor, maar sy is my mentor in onderwys, definitief. Ja, en ek dink ook mens het 'n mentor nodig. Nee, jy die oomblik as jy dink jy weet alles, dis wanneer jy val. Ja. Maar ja. Som jouself vir my op een woord. Ek weet dit is 'n moeilike vraag. Een woord. Wie's Wesley? Regverdig. Regverdig. Ja, ek dink regverdig is die woord.